Was nogal 'n besondere belewenis toe van daai Karoo paas vir hulle Karoo seuns en dogters die hande oplê. En ons het so 'n bietjie gepraat mos nou oor ouerskap en dan net gesê hoe kosbaar belangrik dit is dat ons as ouers ons kinders seën met 'n gebed vir hulle hande oplê. So baie kragtige ding. Weet ons is baie paas is maar so gewaaie. Ons is bietjie krities op ons kinders. Moenie so loop nie, moenie so staan. Staan regop. Nee man, sit reg man. Mens sit nie so nie. Jy weet en so korrigeer ons hulle, maar ons oorkorrigeer baie keer met kinders. Waar as jy gaan lees hoe die vader sy eie seun hanteer, dan maak hy in die publiek. This is my beloved son in whom I'm well pleased. Dis baie keer nodig dat ons as paas in die publiek voor hulle pelle veral. Nou nie om skaam maak nie, maar vir hom sê, weet jy wat, my like jy, ek dink jy's smart, ek like jou. Ek is trots op jou man. Kom hier, ek vir jou hande oplê. En ek seën jou. Is dit nie mooi nie julle? Kom aan. Dis nou 'n preek vir 'n ander dag, maar dit is net so kosbaar dat ons kinders seën. Andrei verjaar vandag. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Andrei. Happy birthday to you. Nou, man. Alright, Andrei, ek hoop jy het gesorg vir koek vir ons almal. Maar ek wil sommer, dit is so kosbaar hoe julle twee seuns groot maak. Is hulle nie die twee vriendelikste kinders onder die son nie? Hulle is altyd so vriendelik en liefdevol, so kosbaar. Dis baie mooi. Amen. Amen. Kyk gou vir die ou weer, dan sê vir hom, jy's nie net oulik nie, jy's fantasties. Amen, amen, amen. Ek en Dr. Brian Adams, toe ons daar in die VG Kerk onlangs bedien het, van julle dit gesien, en hulle, ons het dat hulle die liedjie sing, en hulle sing toe 'n liedjie, Will Jean, hy ken die liedjie, maar hy sê iets soos, Lord, when you are doing something, don't do it without me. Whatever you do in this season, don't do it without me. En dit in my ore bly ring, en dit het net by my gebly. En ons hoor van herlewing reg oor die wêreld. Ons sien dit op Facebook in Engeland, ons hoor van in Australië is daar besig om herlewing uit te breek. En dan sê ek vanoggend, en dis vanoggend se tema, Here, as jy besig is om dit doen, moenie ons uitmis nie. Wie saam met my? Ons wil deel wees daarvan. As ons die Charlie Kirk herlewing sien en ons sien wat die Here doen en 'n klomp jong mense draai om en hulle begin die Here dien, dan sê ek, kom doen dit in Klein Willem. Wie saam met my? Sal dit nou nie awesome wees as ons in Elksburg so 'n groot herlewing sien van hierdie klomp kinders wat net sê, Here, ons sit jou eerste. Ons sit jou eerste. So vanoggend se tema is herlewing en vernuwing. En daar's baie woorde daarvoor deur die geskiedenis van die mensdom. Is herlewing, ontwaking, vernuwing, transformasie, verandering, is deel van die lewe, so sentrifugale en sentrifugale kragte, soos wat jy die universe draai rondom die senter van die son, so daar's 'n krag wat na die senter trek, maar daar's ook 'n krag wat uitstoot. Nou, dis positief, maar die negatief daarvan is dat almal van ons het vanoggend hier sit, myself, in 40 jaar wat die Here dien, het ek tye beleef wat ek nader by die Here is, en tye wat ek weer verder van die Here is. Wie kan iets daarmee relate? Nee, daar's tye wat ek onthou, sjoeg, daar was ek definitief nader aan die Here, en daar's daar tye wat ons bietjie verder van die Here. Nou die ekstreem daarvan is dat wanneer die samelewing, en wie van julle beleef die laaste 30 jaar, het die samelewing nie net weggedraal van die Here af nie. Ons is vir die Here kwaad. Ons rebelleer teen die Here, ons vloek die Here in films, ons het geen respek vir God en vir wie hy is nie, ons het 'n argelose verwaandheid teenoor die Here, en dis asof die Here reg oor die wêreld, soos wat 'n tol, wie van julle het al tol gegooi? Nou, hy moet mos nou die hele tyd spin, om hom te kan, dat hy regop bly, anders begin hy so maak en dan val hy. Nou net so met die Here baie keer met herlewing, wanneer ons begin wegval van die Here, dan gebeur daar sosiale verval.
Ek sit op die GPF, Gemeenskapspolisieeringsforum, en as jy die stasiebevelvoerder hoor, die misdaad, net in ons dorp, hier is op die oomblik 270 kinders wat gederegistreer is van die skoolsisteem in Klein Willem. Met ander woorde, hulle het iewers ingeskryf in 'n graad 1 wat hulle moes skool toe gaan, jy moet dit moes nou doen, en 270 kinders op papier gaan nie meer skool nie, en roam in die strate rond. Ek hoef nie te praat oor gesinsgeweld, die hoeveelheid gesinsgeweld. 2 weke terug het ek by 'n gesin gesit waar pa sy stiefdogter 11 keer met 'n mes deurboor het en haar doodgemaak het in 'n drunken stupor op 'n Vrydag aand, omdat sy vir hom teëgegaan het, omdat hy sy vrou slaan. Dis 'n rowwe wêreld, julle. En die moord van Charlie was 'n ding. Ons kan nie glo so iets gebeur nie. Ek meen in Amerika van alle plekke. So ons sien daai wreedheid, ons sien daai kruiheid, nê. Wie van julle beleef dit in die besigheidswêreld veral, nê? Ek dink veral in die dink jy, yes, like, wees net kind vir 'n slag, nie? Mense is rof en hulle is onbeskof. En dis 'n rowwe wêreld en elke ou is in 'n half van 'n oorlewingsdrang, nê. Dis asof mense net om te oorleef wil hulle amper enigiets doen. En dan moet jy nie deesdae, lyk dit my, op Facebook wees nie, want partykeer, wie van julle lees partykeer die comments? Nie wat gebeur het nie, maar jy lees die comments, dink jy, ek dink nie ek moes dit gelees het nie. Die goed wat mense van mekaar sê, nee, dis harteloos. Dit het net, it's like, wow. Mense, vandag is my goeie nuus. God los ons nie. Deur die eeue stuur God herlewing. En dan herlewing is 'n terugkeer, is 'n omdraai. Dis iets wat net op 'n oggend gebeur. Wie van julle, ek wil nog maar daai ry wat daar sit, wat het julle gemaak om skielik kerk toe te kom? Ek hoop en ek glo die Here het iets in julle harte begin werk, nê? En van julle, aan wie beleef dit? Jy weet al lank al jy moet dit ding, maar nou weet jy, nou moet jy dit doen. Daar's iets wat hier in jou werk, en dan sê ek, dank die Here. Is herlewing, sê gou herlewing. Dis iets besig om te gebeur. Jy sal nou nooit glo as jy na my fisiek kyk nie, maar daar was 'n dae in my lewe, daar was 'n tyd in my lewe, wat ek probeer het om te surf. Alright? En as jy nou daar in die backline lê, weet jy wat is die backline? Dis nou daar waar die gewone ouetjies nie surf nie. Alright? So dis waar, nou lê jy nou daar, en dan is 'n interessante ding, jy wag vir daai branders om te kom, en jy voel hom. Jy voel hy begin te trek, wie weet waarvan ek praat? En dis asof jy voel, hier begin nou iets gebeur, hier kom 'n golf, en nou wat die ouens doen, hulle swem in daai ding in. Want julle weet, nou begin die swel kom, en dan gaan ons daai branders ry. Wie van julle wil 'n brander ry? Hier's iets besig om te gebeur. Die Here is besig om deur sy gees te werk. Deur die eeue het daar, en dis my gebed, as 'n pastoor, as 'n leier van 'n gemeente, en eintlik is ek maar net Jan. Baie mense sê vir my, hoe moet ons jou aanspreek? Ek sê asseblief, ek is Jan. Ek wens ek was John en John of Joan, maar nou is ek net Jan. Maar is okay. Ek is net gewoon. Maar ek bid tog, mag die Here as leier eerste by my begin, en mag herlewing in my werk, en ek bid dit vir elkeen van wie wil dit ook sê. Here, ek wil nie uitmis nie, maar ek wil daai brandery en die Heilige Gees in my werk. Nou, Augustinus was 'n briljante filosoof en 'n welsprekende spreker, wat as jong man rondgeslinger was tussen plesier en soeke na die wêreld. En op 'n dag toe sit hy in die tuin in Milaan, en gebroken en moedeloos hoor hy 'n kinderstem sê tolle lege, wat beteken neem en lees. Neem en lees, is die Latyn vir neem en lees. En hy het geweet hy moet die Bybel oopmaak, en hy maak die Bybel oop in Romeine 13 wat sê, bekleed julle met die Here Jesus Christus en sorg nie vir die vlees en sy begeerlikhede om dit te bevredig nie. En hy kom kragtadig tot bekering. En Augustinus word die vader van die Christelike kerk, een van die, naas Paulus, 'n groot deel van die filosofiese denke van die kerk het uit Augustinus voortgekom. Martin Luther, 'n monnik, wat sy lewe lang geworstel het met die vraag, hoe kan ek reg wees voor God? Hy het gebid, gevas, homself gekastei,
maar steeds gevoel, hy doen nie genoeg nie. Ons was daar, ons was die voorreg gehad om in Wittenberg te wees. En in Wittenberg sit hy in 'n toring, so 'n platterige dorp. Hy gaan sit in 'n toring en hy maak die skrif oop in Romeine 1 vers 17 wat sê die regverdige sal deur die geloof lewe. Julle ken dit en dat hy ontdek daai dag die geskenk van geregtigheid wat nie deur 'n mens gewerk word nie, die geskenk van sy geregtigheid. Soek alleeers die koninkryk van God en wie se geregtigheid? Sy geregtigheid. Jy kan net sy geregtigheid ontvang as 'n geskenk. Jy kan dit nie werk nie, jy kan dit nie bid nie, jy kan dit nie maak nie, jy kan dit nie fabriseer nie. Dit is iets wat God werk en jy weet net daai selfde ding wat ons nou gevoel het. Dat jy voel jy wil kerk toe gaan. Jy voel jy wil bid. Skielik wil jy bid. Skielik wil jy die Bybel. Wie weet waarvan ek praat. Skielik, ek wil vir julle sê ek is besig om te vas. Jan Oosthuizen het gesê hy sal nooit vas nie. Vas is vir my nie 'n geestelike oefening nie, want ek kom nie nader om God se stem te hoor nie, ek kom net nader om my maag te hoor. En hy praat met my in 5 verskillende tale en sê vir my, "Wat's fout met jou? Gee my kos." So, maar wie van julle weet ons moet vas? Ons moet pas. Dit beteken goed om ten minste so een keer 'n week of 'n maand te vas. Hè, die Vries gaan ons dit doen. Wie van julle vas? Kom ek net check. Hier is ons so 'n paar. Is gesond vir jou, né? 3 dae, dis net water. Okay, maar jy moet jou dokter gaan sien, nie vas en dan val jy om nie. Maar daar's 'n plek vir vas en gebed. Maar weer eens, ek onthou ek het op 'n stadium 18 dae gevas. Sê julle dit glo? En ek het na die Here toe gegaan en gesê, Here, ek wil vas, ek weet ek moet vas, maar jy beter my help. Ek het jou geregtigheid nodig om dit te laat gebeur. En ek onthou Chantal het nog daai oggend vir ons ontbyt gemaak en ek het nog so deur my mes so deur die broodjie gesny en toe weet ek sien my lus vir kos nie. Ek het my lus vir kos verloor. En ek het my mes so neergesit en ek het vir 18 dae gevas. Ek onthou Patrick was 'n restaurant in Citrusdal. Wie van julle onthou vir Patrick's? My ma het sulke pizzas gemaak. Dis nie pizzas nie, dis toonbrode. Daai goed is so dik, jy kan die hele Somalië en vir wie ook al nog kos gee daai pizza uit. Dis 'n vreeslike ding. En dan gaan koop ek die pizza vir Chantal en ek kyk vir hoe sy eet. Ek sê honger. Nou wie van julle sê dis genade? Dis wat die Here doen, nê? Maar hy doen dit ook in al die aspekte van jy. Wie van julle het al gesê ek kan nie bid nie? En dan gaan jy na die Here en sê Here help my. Ek het nodig dat jy my help om te bid en dan sal mense getuig, maak jy hulle in die oggend elke oggend dieselfde tyd wakker. Wie het al dit getuig? En dan weet jy is wakker en dan weet jy sjoeg die Here begin met jou werk. John Wesley was 'n sendeling wat as 'n priester gewerk het en hy was terwyl hy 'n sendeling en priester was hy onseker van sy redding. En een aand in Aldersgate het hy die voorwoord van Luther se Romeine kommentaar gehoor en getuig en hy het gesê ek het gevoel my hart het vreemd warm geword. So mooi. En Wesley kom tot bekering. Nou Wesley, ek het vir Wesley, kyk hy's 'n interessante knap. Hulle sê om 'n metodist te gewees het, moes jy 'n perd en 'n Bybel hê. Okay. En die rede is dat hulle het die manne die vlaktes ingestuur. En daar's 'n storie wat hulle vertel dat Wesley het weet nie hoeveel kilometer te perd afgelê en die evangelie gebring en hulle het dit ook die circuit riders genoem, so dat baie keer 7 of 8 dorpe bedien en dat hulle oor en oor weer bedien. En so het elke ou sy eie circuit gehad. Maar Wesley die dag op sy perd gery en pad iewers heen en hy voel, dit is nou 3 dae dat hy laas vervolging verduur het. En dis nou 3 dae dat hy laas nie beleef het dat iemand hom vloek, skel of dreig of enigiets en hy begin te dink, Here ek het teruggeval. En hy begin te roep na die Here en hy sê, Here ek het teruggeval, is ek besig om afvallig te raak, wat is verkeerd? En terwyl hy so uitroep op sy perd, ry hy verby 'n ou wat daar besig is om sy heining te sny en die ou hoor hierdie knaap wat op sy gebed staan en skree hier in die veld en die ou vat 'n kluit en hy gooi hom. En toe hy hom so raak gooi skree Wesley, dankie Here, I'm right with God. Ek is so bly. Ek weet min van ons het nou daai tipe belewenis. En dan William Seymour, ek weet nie of julle weet nie, William Seymour is die vader van die Pinksterbeweging, wat in 1903, 4 en 5
in Azusa Straat in Los Angeles, het hy die Here begin soek vir herlewing en begin uitroep en sê, Here kom. En die Azusa Straat herlewing was die uitstorting van die Heilige Gees, waar mense in vreemde tale begin praat het, mense het genesing en siekes sien gesond word, en die Pinksterbeweging, weet nie of julle dit weet nie, die Pinksterbeweging is tot vandag toe die vinnigste groeiende kerkbeweging reg oor die wêreld. Alle ander kerke is besig om deure toe te maak, kerke te verkoop, en hulle getalle krimp, terwyl die mense wat wie van julle weet, mense wil die Here beleef? Kinders wil die Here beleef, hulle weet nie van hom hoor nie. Hulle wil beleef die Here se werklikheid, en dis wat die Pinksterherlewing gedoen het. Ek wil 'n paar versies met ons deel, is dit reg? Hosea 6 vanaf vers 1 en 3. Ek gaan net 4 versies vir ons lees, en dit is net om ons te stig deur die woord. Ek dink die Here het alreeds vanoggend vir ons kom stig deur sy Gees. Hosea 6 vers 1 sê, kom laat ons teruggaan na die Here toe. Hy het ons verskeur, hy sal ons weer genees. Hy het ons geslaan, hy sal ons wonde weer verbind. Hy sal ons na 2 dae laat aansterk en op die 3de dag weer laat opstaan, sodat ons in sy teenwoordigheid kan lewe. Kom, laat ons die Here ken. Laat ons inspann om ons aan die Here toe te wy. Dan sal hy ons antwoord, dis so seker as die aanbreek van die nuwe dag of die koms van die reën, die lentereëns wat die grond deurweek. Is dit nie mooi nie? Wie van julle stem met daai vers saam? Wie voel as jy hom so lees en sê, Here, dis ek? Ons is deur swaar kry, ons is deur moeilik, ons het goed verloor. Baie mense het verlies beleef. Van COVID af, verlies van gesondheid, verlies van inkomste. Hier's van julle wat geliefdes verloor het. En dan goed raak jou, nee, dit is, maar dan sê ons, kom ons draai terug na die Here toe. Kom ons wees nie langer kwaad vir die Here nie. Kom ons kom en ons maak reg met die Here. Titus 3 vers 4. En by the way, die van julle wat my notas wil hê, die wat nie is, wil Jean sit dit net op die skerm. Ons het gewoonlik so of Tobias sien ek as daar agter. So julle kan net gaan kyk op julle fone, is daar altyd, ek doen baie moeite om ons notas vir julle gereed te maak, so julle kan lekker dit gaan lekker lees. Titus 3 vers 4. Wat sê hy? Hy sê, en toe die goedheid van God, ons verlosser, en sy liefde vir mense egter op die toneel verskyn. Is dit nie mooi gesê nie? En toe die goedheid van God, ons verlosser, en sy liefde vir mense egter op die toneel verskyn. Wie van julle, dis iets wat ek die laaste tyd bid, hier in die toneel van Hamas en Israel en Oekraïne en trade wars met Trump, dan sê ek, Here, wil jy nie op die toneel verskyn nie? Wie bid dit saam met my? Wie sê, Here, waar is jy? Wil jy nie op die toneel verskyn nie? Hy sê, hy het ons verlos, nie op grond van wat ons gedoen het vir ons vryspraak nie, maar slegs op grond van sy eie liefdevolle goedheid. Dis daai, want jy kan nie sy geregtigheid verdien nie, is iets wat hy werk. Dit het hy vermag deur die reiniging van die weergeboorte en deur die Heilige Gees wat ons vernuwe. Wow. Hy het die Gees ryklik op ons uitgestort op grond van wat Jesus Christus ons verlosser gedoen het. Die gevolg was dat ons nou vrygespreek is deur sy onverdiende goedheid en dat ons erfgename geword het van die ewige lewe waarop ons hoop gebou is. Al die dinge wat ek jou vertel het is betroubaar. Daarom wil ek jy moet met groot sekerheid van al hierdie dinge getuig, sodat hulle weer op God vertrou. Hulle op goeie werke kan toespits, werke wat goed en voordelig vir die mense is. Is dit nie 'n mooi vers nie? Ek dink gaan lees hom vanmiddag weer 'n paar keer, gaan lees hom in die Engels, Titus 3 vers 4 tot 8. Ek dink is 'n gebed wat ons kan bid en vir die Here vra. Ek gaan môre aand in die Bybelskool bietjie oor praat, maar dis 'n side note preek, dis 'n ander tema. Ons het nou vanoggend meer as een tema, ons het nou al klaar oor kinders gepraat, maar kom ons praat dit gou oor huwelik vinnig. Mense, luister gou vir my. Jy verander nie 'n mens deur vir hom op sy foute te wys nie. Jy verander nie 'n mens deur vir hom te vertel of vir haar te vertel hoe verkeerd hulle is nie.
As julle sien dit werk, kom vertel my, dit werk nie. As inligting die wêreld al verander het, sou die inligting dat rook sleg is vir jou, al die hele wêreld gekry het om op te hou rook. Nie waar nie? Ek het al menig kere met mense gesit waar ek hulle nou op hulle fout gewys het, dan sê hulle, guilty as charged. Nou wat nou? Ok, ek weet nou ek is verkeerd. Ek weet nou ek het nou aangejaag, maar wat nou? Wie was al daar? Dan dink ek, ok, jy het nou die ou op sy fout gewys, en hy weet hy's nou verkeerd, en dan kyk hy vir jou soos 'n marmot aan. So een van daai, soos van hierdie katte, hulle het mos so 'n kat, met sy oogies. Wie weet waarvan ek praat? Dirk het dit vanoggend mooi gesê, dis die gees van die Here wat mense verander. Dis 'n afspraak en 'n ontmoeting met God wat mense verander. Dis wanneer die Heilige Gees binne jou werk en hy binne jou werk om te verander wat jy verander. Wie kan amen sê? Dis dan wanneer jy sê, Here, ek is nie net verkeerd nie. Ek bely nie net my sonde nie, maar ek ontvang die genade. Ek ontvang die vermoë om te verander. En dis hy wat dit in jou werk. Ons gaan môre aand, gaan ek en Chantal bietjie teach oor die huwelik. Kyk uit vir môre aand se Bybelskool. Ons wil bietjie hier oor 'n paar antwoorde vir ons gee. Ons beleef baie van ons mense, selfs kinders van die Here, worstel in hulle huwelike. Moenie julle hande nou opsteek nie. En ons moet daaraan werk, en ons moet die Here vir wysheid vra. En ja, daar is 'n plek om mekaar te korrigeer. Want partykeer doen ons iets verkeerd, maar die manier wat jy doen is jy vra toestemming. Jy skiet nie die hoop uit daar terwyl jy langs die wasbak staan. Hey! Jy vra toestemming. Hoor, kan ek iets vir jou sê wat my pla? Kan ek met jou praat oor iets wat my seer maak? Dis hoe jy dit doen. En die oomblik as daai persoon vir jou sê, ja, dis reg so, dan het jy die tafel. Om dan te sê, dis wat jou pla, en dan kan hy persoon dit mos nou vat of los, want hy het jou die toestemming gegee. Maar wie van julle weet dat daai een wat jy so Zorro, so verbykom? Wat is die teereaksie? Is ons die man beklei terug. Hy vertel vir jou hoe verkeerd jy is. En dan dink jy, sien nou, my beurt nie is jou beurt, ek weet om te praat oor wat jy doen. Nee, maar nou doen jy ook iets verkeerd. En dan tot 'n groot fight. En ek weet niemand van julle sukkel hiermee nie. Ek kan sien julle is almal baie volwasse hierin. Huwelik bly. Huwelik dit, huwelik dat. So, môre aand gaan ek meer hieroor teach, maar wat ek vir julle wil vra, julle ons huwelike, wie van julle weet ons huwelike het 'n herlewing nodig soms? Dis waar ons vanoggend praat, dat ons het 'n herlewing om na God toe te draai nodig, maar ons het ook 'n herlewing in ons huwelike nodig. Om te sê, Here, kom maak ons huwelik sommer weer bietjie nuut. Kom gee ons weer 'n bietjie 'n nuwe varsheid in ons huwelik. En natuurlik moet daar goed bely word. En partykeer moet daar goed reg gesê word. Maar daar's 'n manier om by dit uit te kom, sodat daar werklike verandering kan kom. En so dis iets waarvoor ek ook vanoggend bid. Wie van julle bid vir herlewing in ons huwelike? Sê, Here, help ons net dat ons hierin kan wen. En die ding is dan verder, is dat ons moet dan vir ons kinders, soos ons gehoor het vanoggend, ook sê, Here, bring herlewing in ons huise. Daar's vir my niks so sleg as ek in 'n kerk soos nou vanoggend sit en dan sien ek die kind moet nou daar wees en dan kyk hy vir my so aan. En hy het sulke dowwerige oogies met sulke screensaver is op en dan kyk, o, liewe Jesus, help. Ons sit daar terwyl ons daar in Karoo is. En Louis, hulle luister jy waarskynlik vanoggend, ons is baie keer vir hulle die enigste kerk wat hulle het aanlyn. En hulle jongste enetjie is nou so 8, Olivia. En jong, sy's 'n tomboy, sy lyk soos Pippi Langkous met so 'n pony stert met haar vellies aan en haar jean en sy vak daai vlaktes. En as ek wil gaan fietsry, sy sê oom, ek gaan saam met jou ry. En dan kekkel sy daai hele pad langs en dan vertel sy my van elke klip en bossie en ding. Maar toe ek nou Saterdagoggend vir die groep sê, kom ons bedien mekaar,
deur vir mekaar woord te bring uit Psalm, te sê ons maar die kinders is ingesluit, hulle moet ons nou deel wees daarvan. So screensavers af, start, daar's hy, gaan gou aan, okay. En dan sê ons vir hulle, julle moet deelneem. Nou kan ek sien die kinders is baie, hulle nog nooit voor openbaar goed gedoen nie. Olivia lees 17 teksverse uit die Engelse Bybel uit vir almal, want sy wil vir ons stig en vir ons laat beter voel. En toe ons nou Sondagoggend nou weer oopmaak, en nou lyk dit met sy dit gelyk, jy weet, en toe ons nou Sondagoggend wie vloer oopmaak, wie wil kom bedien, toe kom sy weer vorentoe, met haar Bybel oop, en hier lees sy vers, en ek dink, jy, wie van julle weet, ons het nou lewing met ons kinders nodig, dat ons kinders, nie, jy kan nie luister, jy kan nie op jou ma en jou pa se dien die Here surf nie, jy moet jou eie wyf kry. Dis 'n teologiese waarheid, ek het dit nog nooit so verduidelik. Maar jy kan nie op jou ouers se branders ry nie, hulle het hulle eie brander, kry jou eie een. Wie van julle weet as jy surf, jy moet dit maak, partykeer mis jy daai brander, dit is 'n ander oom. So jy moet wag vir jou brander, jy moet die timing reg kry, dan mis jy hom. En dis wat elkeen van ons nodig het, is om so met die Here te kan beleef. Ek sluit af, ek het die tyd daarvoor nie, maar in die notas, los ek vir julle 10 beginsels rondom selfone en tegnologie. En wat ek net by julle wil los, is net hierdie gedagte dat julle, ons as mensdom, vervang so vinnig die Heilige Gees met 'n cheap imitation. En ek sê vandag vir julle dat ek self is skuldig dat selfone en kunsmatige intelligensie en prentjies en video's vervang die Heilige Gees. So gou. Kom maar. So gou. En daai goed is daar, dit is 'n blessing en dit kan jou help, maar hoor my vandag, daar's niks in die lewe wat die Heilige Gees se stem kan vervang nie. Geen video wat jy kyk, geen inspirasie wat jy kry, kan dieselfde wees as wanneer jy met die Here God ontmoet het en hy met jou gepraat het. Sê amen. Weet jy, die moeilikheid met AI, as jy onthou nie die goed nie, dan kyk jy weer nuwe goed. Nie waar nie? Doomscrolling. Kyk gou weer vir nog iets. En dis nice, maar jy kan nie onthou nie. Jy kan partykeer nie onthou, waar was daai video nou weer wat ek gekyk het, want hy so vinnig verby, toe kom hy gesave nie. Maar ek kan vandag vir julle sê, dat die kere wat die Heilige Gees met my gepraat het, kan ek nie vergeet nie. Ek dien die Here al 40 jaar. Ek kan vir jou onthou, daai plek, in daai straat, daar die Here my ontmoet, en ek kan nie vergeet nie, want dit het my lewe verander. Wie kan amen sê? Daar het my lewe verander, want God het met my gepraat. Daar die Here vir my wysheid gegee. Daar die Here vir my insig gegee oor wat ek moes doen en wat ek moes kies. Mense, niks in hierdie lewe kan die Heilige Gees vervang nie. Dink vanoggend daaraan, en ek skryf, toe ek nou die advertentiekie doen van vanoggend se diens, en ek skryf hierdie woorde, Here, ag ons waardig, count us worthy that you may give us your glory. En toe ek die sinnetjie tik, toe besef ek, ons het geen waardigheid om op te staan nie. We've been arrogant, we've been selfish, we've been self-centered to the extent, mense, ons wil die lewe, gaan alles oor ons plesier, gaan van wat ek wil hê, my gemak en my gerief. Kom aan. Wat laat ons dink dat die Here ons 'n oog moet gee? Want ons is so arrogant. Weet jy hoe moet dit voel, soos 'n vrou wat baie keer voel, dat haar man haar net nooit ag om met haar saak te bespreek nie. En hy neem besluite sonder haar. Wie is die vrouens wat nou kan, julle mag my julle hand opsê, julle mans kan nou net sê, ja maar sorry sussie. Maar hoe voel dit? Dit voel, liefie, ja. Kom aan, wie weet hoe dit voel? Dit voel verskriklik, dat as jy wille bydra lewe, maar jy word nie eens geken in die saak. Weet jy hoe voel die Here?
dat hy ons wil help, maar ons doen goed sonder hom. Ons raadpleeg nie die Here nie. Ons doen net wat ons wil doen. Ons doen net waarvoor ons lus is. Ons doen goed wat ons plesier gaan. En so, ek dank die Here vir selfone. Ek dank dat ons vanoggend hierdie goed kan opneem en ek dank dat ons dit kan deel met 'n wêreld. Ek dank die Here dat die Here hierdie tegnologie vir 'n tyd soos hierdie vir ons gegee het. Dit is wonderlik. Ek sien nie teen dit nie, maar ek sê ons moet met baie groot wysheid en met baie groot oorleg moet jy partykeer daai foon afsit en hom toemaak en hom in 'n ander vertrek los en sê ek gaan nou eers met die Here tyd spandeer. En wie van julle weet dat die Here praat nie soos AI nie? Ek dien die Here al 40 jaar. Hy antwoord my nie so vinnig nie. En hy gee ook gewoonlik nie vir my die antwoorde waarvan ek hou nie. Wie weet waarvan ek praat? Hy sê ook gewoonlik nie vir my die goed wat ek wil doen nie. Hy sê vir my goed wat ek nie wil doen nie. Wie weet? En nou deesdae kan jy vir jou 'n Jesus AI aflaai, app. Wat vir jou in versies en Bybel en vir jou iemand vertel my veilig aand in die huiskerk, hulle sê haar kind het deur 'n lewensmaat het gedink as die meisie met wie hy wil trou en het haar gevra of sy met hom wil trou en toe sê sy vir hom nee en sy breek die verhouding en hy's heartbroken. Toe gaan hy op AI. Maar hy gaan op die audio AI waar iemand nou praat met jou. Hy sê nou kom maar so 'n mooi stem. I'm so sorry to hear of your pain and I'm so sorry to hear of the misery that you must be going through right now. En dink ek nee man. Okay. Julle kry die boodskap. Kom ons gaan sit weer by die Here se voete in stilte. Kom ons leer weer om hom te soek bo alles. Amen. Hom bo alles te stel. Wie van julle weet, my vrou vang my nogal uit. Ek het nogal so 'n ding. Ek is verslaaf aan 'n oordrewe sin van verantwoordelikheid. So as daar net iemand wat lyk of vir my nodig het, voel ek soos 'n hero. En ek antwoord onmiddellik en ek is onmiddellik daar vir jou. Dan dink ek nou ja Jan, sinds wanneer is jy nou die redder van die wêreld? Het ek al geleer om te sê hulle kan wag. Hulle het lank gevat om die probleem te ontwikkel, hulle kan lank wag om die antwoord te kry. Hulle het hulle eie moeilikheid mos nie nou in 'n uur ontwikkel nie, hulle kom al lank aan met daai storie. Julle kan so luister, so 'n paar weke terug het ek oor die Messia kompleks gepreek. So ek los dit by julle mense. Kom ons sit net so. En kom net daar waar jy sit. Sê ons Heilige Gees, mag U weer eerste wees in my lewe. Mag U eerste wees in my lewe. Eerste week raadpleeg. Eerste week sien. My geluk hang nie af van my lewensmaat nie, my geluk hang af van my verhouding met U. My joy is not in a good marriage, my joy is knowing Jesus. My joy is not having money and getting all my bills paid. My joy is having Jesus. Here, ek kom bid vir 'n herstel. 'n hernuwing, 'n vernuwing, 'n reformatie van ons prioriteite. Dat ons hier waaragtig weer eerste sal stel. Eerste sal stel. Here, U kom eerste. Dis die ou gebod, hê die Here lief met jou hele hart, siel, krag en verstand en alles wat in jou is, en jou naaste soos jouself. Here, kom vul ons vanmôre met 'n nuwe liefde vir U, 'n nuwe passie vir U, Here. Here, kom wis vanoggend uit alle stoornisse, hindernisse, aftrekkings, afleidings, al die goed wat so ons aandag trek. En Here, mag ons vanoggend weer absoluut mesmerized wees om ons aandag eerst op U te stel. That we will be so totally filled with who You are. Kom vanoggend, Heilige Gees. Kom ons bid saam. Kom ons bid saam. Dankie Koning Jesus. Here, kom vul ons met U Gees. Kom vul ons met U hart. Kom vul ons, Here, met 'n deernis en 'n diepte om U te ken en bo alle dinge te soek. Here, U is die middelpunt van ons bestaan. Is the center of our cosmos. Lord, You are the beginning and the end, the Alpha and Omega. You are our beginning. You are our source, Father.
En Here, ons het U nodig, ons het U nodig, ons het U nodig. Kom ons staan, kom ons bid dit hardop vir die Here, net daar waar jy is. Dankie Jesus, steek jou hand in die lig, praat met die Here, maak jou commitment aan hom, sê Here, ek kom vanoggend, I shift my priorities, ek kyk weer terug na U toe. I move into position to make you first, Father, to make you first, above all things. In Jesus' naam, in Jesus' naam. Come on, let's just pray. Thank you, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Liefling, kom bid vir ons.